trou bly tot in alle ewigheid, wat nooit die werke van sy hande laat vaar. Ontvang nou hierdie Here se goed seën in sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en onze Here Jesus Christus, gemeenskap en die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Ons sing Psalm 95, waarvan sing ons die eerste en die vierde strofes. Psalm 95, eerste en die vierde strofes, en daarna bly ons staan en bly ons geloof. Ons lees die wet van die Here saam, Eksodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie,
Die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie gestraf word bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Waarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig? Here jou vader en jou moeder, wat jou daar verleng mag word in die land van die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Toe die hele volk die donderslaan, die blitse, die geluid van die bassuin en die rokende berg bemerk, en die volk het gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek nie met ons, dat ons kan luister. Laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Hier hoor ons ook die volk wat sê, spreek nie met ons. Die eerste profeet met die volk gespreek het, is Moses. 'n broer uit hulle broers uit. Is Moses. Hy spreek met hulle. Volk sê, spreek nie met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterf ons. Kom ons antwoord op die wet, en dan sing ons Psalm 89. Daarvan sing ons verse 16, 17, en dan gaan ons saam met. Say,
hemele waar U groot en magtige dinge doen. U kan deur niks, niemand gekeer word nie, U planne kan deur niemand gevny word nie, U word nooit op kant gevang nie, as niks wat U buite rekening laat nie, so mag ons U ken en U aanbid. Ons pleit en ons spreek dat U self meer in ons sal openbaar, dat ons waarvan bewaar sal word, denkbeelde van U te maak, ons koppe. Mag ons U nog reg ken, o Here, soos U self openbaar aan ons in die woord. Dan pleit ons te gelei word vir U, die ons sal liefmaak vir die woord. Dis hoe U gekies het om U self te openbaar. Die woord is so groot, en die woord het lewendig geword en onder ons kom woon, en so openbaar U self in Christus. Ons kan U nie ken buite Christus om U. So ook hy hierdie wet in ons plek moet doen het. Die heerlike dinge aan ons gedoen, o Vader. Dat U ons verlos het van die swaard van hierdie wet. En dat ons nou vry mag wees te lewe vir U. Skenk ons tog bekering van ons sondes, o Here. Dat ons nie die bloed van Christus sal vertrap nie. Bekeer U ons, o Here, mag hierdie wet wat ons nou gelees het, werklik waar 'n riglyn wees vir ons dankbaarheidslewe. Maak ons dankbaar, o Here, vir dit wat U in ons gedoen het. Mag ons U groot werk erken. Ons loof U vir die verbond wat U opgerig het met ons. Spreek U tog nou met ons, o Here, die diensknegte en die diensmaagde luister. Christus ontwil. Amen. Sing Psalm 63. Daarvan sing ons strofes 3 en 4.
Ons gaan voort met ons reeksprediking uit die boek Micha, die profeet Micha. Profete wat die Here se wil vir sy volk verkondig het. Profete het eintlik nie soseer die toekoms voorspel nie, dis partykeer sodat hulle die toekoms voorspel het, maar die profete het eintlik net God se wil vir sy volk gebring. Ons lees Micha 2, ons lees daarvan die hele hoofstuk. Micha hoofstuk 2. Wee die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde. By die môrelig voer hulle dit uit, want dit is in die mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit, ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Daarom, so sê die Here, kyk, ek bedink onheil teen hierdie geslag, waar julle nekke nie sal kan uittrek nie, en waarby julle nie regop sal kan loop nie, want dit sal 'n tyd van onheil wees. Die dag sal hulle 'n spotlied oor julle aanhef en 'n klaaglied sing. Dit is gedaan, sal hulle sê, ons is heeltemal verwoes. Die eiendom van my volk laat hy van besitter verander. Hoe neem hy dit van my af? Want die afvalliges deel hy ons velde uit. Daarom sal daar vir jou niemand wees wat die meetsnoer werk en erfdeel die vergadering van die Here nie. Moet nie profeteer nie, sê die valse profeet. As 'n mens hieroor nie mag profeteer nie, sal die beskikking hier ophou nie. Mag dit gesê word oor huis van Jakob, sou die Here dan geduldig wees? Of is dit sy dade? Is my woorde nie vriendelik teenoor hom wat as opregte wandel nie? Maar reeds vroeër het my volk vyhandig opgetree. Julle pluk die mantel af, weg van die kleed van die wat in gerusheid verbygaan, wat afkerig is van oorlog. Die vroue van my volk verdryf julle uit die huis wat hulle lief het. Van hulle kinders neem julle my sieraad weg in ewigheid. Staan op en gaan heen. Want nie hier is die rusplek nie. Weens die onreinheid wat verwoesting aanrig, ja, 'n onherstelbare verwoesting. As iemand win, nawandel en bedrieglik lieg en sê, ek sal vir jou profeteer by wyn en sterk drank, dan sou hy vir die volk profeet wees. Gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel, almal by mekaar bring soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal breek van mense. Die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uittrek, en hulle koning sal voor hulle uitgaan, en die Here heeltemal voorman. Lees vir ons vers 10, staan op en gaan heen, want hier is die rusplek nie, weens die onreinheid wat verwoesting aanrig, ja, 'n onherstelbare verwoesting. Dan ook vers 12, die beklemtoonde woorde, gewis, ek sal jou geheel en al versamel, o Jakob, gewis, sal ek vergader die oorblyfsel van Israel, almal by mekaar bring soos skape in 'n kraal, soos kudde in 'n weiveld, en dit sal breek van mense. Die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Hulle sal deurbreek en deur die poort intrek en daardeur uitgaan. En hulle koning sal voor hulle uitgaan en die Here heeltemal voor. Dit is ongeveer 9:00 die aand en jy is op pad bed toe. Jy kry nie geslaap nie, jou gedagtes gaan van die een plan na die volgende plan.
moet net meer geld probeer maak. Kan nie so moeilik wees nie. Daar moet 'n manier wees, ook daardie stuk grond ook nog kan koop. Dink net hoeveel inkomste ek dan sal kan maak. Daar moet 'n manier wees hoe ek daardie kar kan koop, ek moet daai kar hê. Dink ek aan myself. Ek kan nie sonder daardie stuk gereedskap in die kombuis meer klaar kom nie, ek moet meer geld maak om dit te koop. Dit gaan my lewe beter maak. Ek kan nie meer so aanhou sukkel nie. Dit kan net lekker gaan dit wees as ons rugbyspan of ons netbalspan eerste in die streek is. Ek moet meer tyd maak. Hoe kan ek meer tyd maak om meer te oefen? Hoe kan ek beter word in my posisie, in my skaak, in my tennis, in my sport? Wat kan ek doen? Wat wil al nie alles gedink op ons medens nie? So gaan Micha se profesie verder. Hoofstuk 2. In hoofstuk 2 raak Micha baie meer spesifiek. Ons het 2 keer gelees vorige week in hoofstuk 1 van hulle sonde en hulle oortredinge in vers 5, en ook in vers 13 is dit genoem weer, hulle sonde en hulle oortredinge. Hierdie woorde is baie keer vir ons net kerktaal. Anderhand hoor ons nie eers meer hierdie woord nie, ons hoor sonde en dan dink ons almal daar buite, hulle wat nie hier in die kerk is nie, hulle doen sonde. Daarom raak wie gaan nou hier in hoofstuk 2 baie meer spesifiek. Dis asof Micha van die volke spieël voor hulle en sê, julle moet julle self in hierdie spieël sien. En wat dan van die volk gesê word is groot dinge. Nou vers 1 noem dat hulle onreg en kwaad uitgedink het op hulle medens. In die Engelse vertaling, sommige Engelse vertaling vertaal hierdie 2 woorde van onreg en kwaad met wickedness en evil. Dis groot woorde. Dis wat die volk gedoen het op hulle bedde. Hulle kan nie wag tot die môre nie, want al die planne wat hulle nou uitgedink het op hulle beddens, hulle wil in die oggend wil hulle gaan om hierdie skelmstreke van hulle uit te voer. Vers 1 se einde sê dit is in die mag van hulle hand. Daar was magtige mense gewees en hulle het die vermoë gehad om hierdie planne wat hulle bedink het uit te voer. Hulle was die invloedryke mense in daardie tyd. 'n Klein groepie mense het net sterker en sterker geword en meer mag gekry en hulle het begin rook en steel en net vir hulle nog meer bymekaar gemaak. Dit wat hulle begeer het, hulle het alles in die stryd gevoer om dit te kry. Vers 2. So het hulle geweld gepleeg teenoor hulle mense wat saam met hulle lewe. Is dit belangrik dat ons sal onthou die volk van daardie tyd, hulle het 'n landbou bestaan gevoer. Die Afrikaanse woord wat ons sê, hulle was bestaansboere gewees. Met ander woorde, hulle het geboer op hulle stukkie grond, hulle erfdeel wat hulle met deurloting deur die Here vir hulle gegee is. Op daardie erfporsie van hulle het hulle geboer en gesorg vir hulle families. Hulle was bestaansboere. Het van op die land gelewe. En so kom die wagtiges nou en vat hulle huise en hulle erfdeel. Beteken, as niks in daardie familie en gesin oor nie. Hulle vat regtig sy lewe. Op die beste het so iemand aan 'n dagloner geword en op die slegste het so iemand slaaf geword. Eerlikheid en skelmstreke en manipulasies het so roei hulle mekaar uit. Magtiges pleeg geweld teenoor die res van die mense. Wat begeer ons? Wat doen ons daardie begeertes te vervul? Waartoe is ons in staat? Waartoe is jy en ek in staat, broer en suster, om ons begeertes te bevredig? Sal jy geweld, iemand anders geweld aandoen om jou begeertes te bevredig? Ons miskien al so ver weggedwaal in ons manier van besigheid doen, dat ons nie eers meer skroom daaroor om ander te laat ondergaan in hulle besigheid, sodat ons begeertes bevredig. Waar staan ons in ons manier van besigheid doen? Is ons uitgangspunt net om aardse skatte te vergader?
Is daar vir ons iets meer? Vers 8 en 9 word het ook weer spesifiek genoem. Die gaan is baie spesifiek. Hulle het vyandig geword, iemand wat rustig verbygeloop het en maar net besig was met sy dagtaak, hy het geen oorlog en hy het nie moeilikheid gesoek as hy verbygeloop het nie. Hulle het op hom afgekom en sy kleed gesteel, geroof. Hulle het soos vyande geword van mekaar. Die een en die ander het besteel en geroof en skade aangedoen. Vers 9, vrouens word uit hulle huise uit verdryf. Van hulle kinders word hulle gerief in hulle toekoms en die eer word van hulle geloof. Sê vers 9, sy einde. Sal jy in soeke omstandighede kan lewe, liewe broer en suster? Hoe lewe jy in so 'n sonde lewe? Jy word verarm deur die rykes en die magtiges. Hoe kan mens lewe? Hoe is lewe moontlik as dit so aangaan? As dit so gaan in 'n samelewing? Wat dan van die Here wat 'n heilige God is, wat in die midde van sy volk gewoon het? Hoe kan 'n heilige God in sulke boosheid en kwaad lewe onder sy volk? Hoe kan 'n heilige God in sulke boosheid en kwaad lewe onder sy volk? Hy is heilig. Liewe gelowiges, ons mag ook altyd weet, ons God is 'n regverdige God. Die kwaad kan nie ongestraf bly nie. Hiervan is die psalms vol waar hulle die Here roep tot optrede teenoor hulle vyande. Vers 3, kondig die Here sy straf aan. Daarom so sê die Here, kyk, hierdie woordjie kyk bedoel, let op, dit wat nou gaan volg, let op, dit wat nou gaan volg. Julle bedink kwaad en boosheid, daarom so sê die Here, bedink ek ook onheil teenoor julle. Hulle lê op hulle bedes en bedink kwaad en onheil, die Here bedink ook onheil teenoor hulle. Hulle dink, die Here dink. Hulle bedink kwaad, die Here bedink ook kwaad. En die oorspronklike taal is in dieselfde woord wat gebruik word, maar dit word verskillend gebruik hier. Die Here kondig hier sy verbondswraak oor sy volk aan. As die hulle gaan nie meer in hulle trotsheid regop kan loop nie. Die Here sal hulle hoogmoed en hulle trotsheid om afbreek. Daar sal 'n swaar las op hulle druk, op hulle nekke, gaan daar 'n swaar las druk. Verkondig die Here vir hulle verskriklike tyd aan. Dit gaan 'n tyd van klaagliedere wees. Sê vers 4. Terug, soos so het hierdie hoofstuk ook begin. Die eerste woord in hierdie hoofstuk was die woord wee. En dis 'n woord wat gebruik word by begrafnisse in daardie tyd. Wee daardie broeder of suster wat gesterf het. Dis 'n woord, dis 'n begrafniswoord, dis 'n treurwoord, 'n rouwoord. Hier kondig die Here vir sy volk 'n tyd van rou aan oor hulle boosheid en kwaad, reeds hulle manier van lewe. Vers 4 noem het, al hulle grond wat hulle so deur hulle boosheid en onreg en bedrog by mekaar gemaak het, die Here gaan dit nou verander gee. Sy taal van ballingskap. Mense sal 'n spreek en 'n spotlied oor hulle aanhef en sê, ons is heeltemal verwoes. Miskien is ook ongeveer dieselfde. Maar kondig die Here ook weer die straf. Hulle moet weggaan, letterlik staan daar, staan op en gaan weg. Want hier kan hulle nie meer lewe nie. Hulle onreinheid het 'n onherstelbare verwoesting aangerig. Dit sê vers 10. Hulle onreinheid verwoes. Ja, dit veroorsaak 'n pynlike verwoesting. Hierdie woord, 'n onherstelbare, kan ook sê, dis 'n pynlike verwoesting. Die ander vertaal dit met 'n verskriklike verwoesting. Dit moet verkondig word. Onreinheid en boosheid en kwaad verwoes. Ons sien dit baie duidelik rondom ons raak. Die bedrog in ons land verwoes ons land. Ons beleef dit, hoe die onreinheid in ons land verwoes. Seksuele losbandigheid
verwoes. Huwelike wat verbrokkel, verwoes. Ons ken dit. Ons ken die verwoesting wat dit bring. Onreinheid verwoes, sê vers 10. Broer en suster, dis so ook in ons taal, met ons woorde, verwoes ons. In ons gedagtes, dit wat ons dink, daarmee verwoes ons. In ons optrede, dit wat ons dink, doen ons ook, en sê ons ook, verwoes. Wat ons sê is ter sprake, wat ons dink en wat ons doen is ter sprake, onreinheid verwoes. Verwoes werklik, die broer en suster. Dis vanweë hierdie onreinheid en vanweë hierdie kwaad en hierdie onreg wat ons hier lees, dat Christus 'n onbeskryflike verwoesting deurgegaan het. As mens is ons Here Jesus Christus werklik verwoes. Terwyl hy geen onreinheid gehad of gedoen het. Maar broer en suster, hy is werklik verwoes. Christus is werklik verwoes as mens. Kyk sy liggaam daar op die kruis, verwoes. Want onreinheid veroorsaak verwoesting. Dis wat elke ware gelowige se onreinheid tot gevolg gehad het. Die Seun van God kom en hy daal hierdie verwoesting van ons, en dis wat ons sonde veroorsaak het. Dit het hierdie verwoesting op hierdie wêreld, dit veroorsaak. En Jesus kom na hierdie aarde toe. Hy word vlees, hy word nie mens nie, hy word vlees. Hierdie ellendige bestaan van ons pyn en ons swaarheid, dit kom neem hy op homself. Om ons verwoesting hom te kom neem. Ons boosheid en ons kwaad en ons sondes en ons oortredinge, dis werklik nie iets kleins nie, liewe broer en suster, is nie iets kleins nie. Levitikus 18 lees ons, so het die land ontrein geword en ek besoek sy ongeregtigheid daaraan, sodat die land sy inwoners uitspuug. Reinheid veroorsaak verwoesting. Laat ons die oproep hoor, broer en suster, laat ons die oproep hoor om van ons reinheid te bekeer. Soos wat ons nou eintlik al gesien het, kan Micha 2 dele verdeel word wat byna dieselfde is. En die eerste deel is Micha 2 verse 1 tot 5. Die tweede deel is verse 6 tot 11. Dan sal dan die laaste deel verse 12 en 13. Dieselfde die hele tyd word hulle sonde gewys, 1 en 2, 8 en 9, verse 8 en 9, en dan die straf word aangekondig, verse 3, 4, 5, verse 10. Dis twee dele wat en dieselfde is. Maar by die tweede deel kom daar iets by. Dit lees ons in verse 6 en verse 11. Die valse profete, hierdie verse 6 en 11, die woord profeet of profeteer kom in elke een van hierdie verse, vers 6 en vers 11 voor, minstens 2 keer, vers 6 3 keer, vers 11 2 keer. Die valse profete het gesê, vers 6, valse profete het gekom en gesê, moenie hierdie dinge profeteer nie, moenie hierdie dinge vir ons sê nie. Nee man, moenie sulke harde woorde vir ons verkondig nie. Moenie van sulke verwoestinge vir ons spreek nie. Vers 7 sê, sal die Here ongeduldig wees? Sal die Here werklik sulke dinge doen? Dis asof die volk gesê het, ons lees op soveel ander plekke in die Here se woord, nee man, moenie sulke dinge vir ons profeteer en vir ons verkondig nie. Die Here is in ons midde. Die Here is saam met ons. Die Here se tempel is dan hierso. Die Here se tempel, die Here se tempel, die Here se tempel is dit, sê Jeremia. Die Here is dan in ons midde. Die Here nie geduldig en lankmoedig en groot van goedertierenheid en liefde nie. Ons tyd sal die mense sê, God is liefde. Moenie die wet meer lees nie, dit is te hard vir ons, dit laat ons ongemaklik voel. God is liefde.
hierdie sê, dan moet ons ook sê, broer en suster, dan moet Christus ook nie gebreek word nie. Hoekom? Want is hy wat die verwoesting gedra het vir elkeen wat in hom is, vir elkeen wat in hom glo. En is die verwoesting van ons sondes wat hy gedra het op daardie kruis. Hy is werklik verwoes. Dis die waarheid van evangelie. Hy is verwoes vanweë sondes en vanweë die wet wat soos 'n swaard oor ons koppe gehang het, vanweë ons onreg is hy verwoes. En daarom kan nie gaan nie anders as om te profeteer nie. Waarom kan hy nie anders as om die volk oproep tot bekering nie? Daarom moet daar ook vanaf kansels gepreek word oor die verwoesting wat ons onreinheid en ons sondes en ons oortredinge veroorsaak. Dat ons die Christus weer kruisig en weer opsetlik te gaan sondig die liewe broer en suster. Dat ons die Christus weer kruisig nie. Jy gaan profeteer juis hierdie sodat daar bekering kan kom by die volk. Hoekom? Want die verlossing van die volk is nie goedkoop nie. Waarom bekering? Of hulle gaan self die verwoesting in die totale vernietiging. Had ons moet onreinheid wegvlug, broer en suster in Christus, as ons wegvlug. Vers 11 sê die volk het vir hulle profete versamel wat profeteer by wyn en sterk drank. Mense het vir hulle profete versamel wat hulle gehoor gekiel het. Dis wat hulle wou gehoor het. Hulle wou net dinge gehoor het wat vir hulle aanneemlik was. Dat hulle mense om hulle versamel met dit wat sê vir hulle dit wat hulle wil hoor. Mense het vir hulle soetsappige nietighede verkondig. Soos iemand wat dronk is. Mag die Here ons hiervan bewaar. Mag die volle raad van God verkondig word en gepreek word vir ons. Mag ons dit soek, geliefde. Mag die Here spreek dat daar nie in hierdie gebou en in ons land nietige soetsappighede gepreek word. Mag die Here se volle woord gepreek word. Vir ons hele lewe, vir elke oomblik van ons lewe. Vers 12 en 13 is die laaste verse van hierdie hoofstuk. Dis ook die laaste verse van die eerste deel van Micha. Micha 1 en 2 is die eerste deel van Micha. Hoofstuk 3 begin weer tweede deel. Vers 12 en 13 is radikaal anders terme van die res van hoofstuk 1 en 2. Ons het drastiese verandering in hierdie laaste twee verse. Dis twee is baie besonders. Broer en suster, die verbondsgod is vernietigend nooit die laaste woorde vir hulle wat ag nie op sy woord nie. Vir hulle wat ag nie op sy profetiese woord nie. Vernietigend is nooit die laaste woord van die Here nie. Ons sien in die heel duidelikste dat Christus opgestaan het. Daar's hope vol hoop wat deurskemer in die wolke donkerheid van hierdie geweld en onreg en verwoesting van die mense. Daar's lig in die tonnel. Volk van die Here is verpletter, hulle is verpletter, dis gedaan met hulle is weg. Vers 10 sê, staan op, gaan weg. Die Here het altyd voortblyfsel wat hy vergader. Dit sê vers 12. Hy het 'n verbond opgerig. En hy beloftes wat hy hou in hierdie verbond. Dit is net op die taal, die woorde wat so opgestapel word in vers 12. Ek sal julle verseker versamel, gewis, geheel en al sal ek julle versamel, gewis sal ek vergader die oorblysel van Israel. Ek sal almal bymekaar bring. Kan nie meer klemtoon word nie. Die Here sal hulle gewis weer versamel. En die gedagte van 'n oorblysel is 'n groot gedagte by die profete van die Here. Sal altyd 'n oorblysel wees wat die Here dien. Ons dink aan die geskiedenis van Elia, hoe die Here daar 7000 van die hele volk, hy 7000 bewaar, wat nie die knie gebuig het voor Baal nie.
lei ons ook hieroor so wonderlik. Die koning van alle konings kan nie sonder onderdane wees nie. Daar sal altyd 'n oorblyfsel wees, daar sal altyd mense wees wat die Here dien, tot op die laaste dag wat Christus terugkom. Hy sal versamel, dit was hulle troos, dit mag hulle weet. Hieraan mag hulle vashou. Vers 13, noem van 'n deurbreker. 2 keer word die woord daar gebruik. 2 keer word die woord gebruik deurbreek en 2 keer word die woord gebruik uitgang. Eerste vervulling van hierdie woorde, van hierdie verse 12 en 13, dit was waarskynlik al reeds gewees in die tyd van Micha self. Dan moet ons net onthou die geskiedenis waarin Micha gelewe het. Die Assiriërs was in daardie tyd 'n groot wêreldmag gewees. En hulle het in die tyd van Micha hulle gekom en die hele Noordryk, vorige week het ons aan die begin van die preek gesê, Israel was in 2 dele gewees, dit was die Noordryk, die 10 stamme en die Suidryk, die 2 stamme. Nou het die Assiriërs gekom en hulle die hele Noordryk, Israel, hulle het hulle vernietig. Die hoofstad vernietig. Al die inwoners van die hoofstad is in ballingskap weggevat. Hierdie selfde Assiriërs het ook gekom in die Suidryk en die Juda en almal daar verpletter. Hulle is nou hier by die hoofstad, by Jerusalem. Daar in die staatjie, in hierdie hoofstad Jerusalem van Juda, al wat nog oorgebly het, net in die hoofstad, daar word die oorblyfsel vergader, waar die Assiriërs nie die platteland afgemaai het, die wat ontvlug na die stad toe. En hier loop die Assiriërs rondom hierdie stad soos 'n leeu rond, wat wil inkom en wat hulle wil verskeer. En kort slinger hulle verskriklike dreigemente oor die muur. Die geskiedenis hiervan kan jy gaan lees vanmiddag, broer en suster, dit staan in Jesaja 36 tot 39, of in die geskiedenisboek 2 Konings 18 tot 20. En dan lees ons hier aangrypende vers in 2 Konings 19 en Jesaja 37. Hoor geliefde, hoe breek die Here deur vir sy volk. En nie die gemors waarin die Here se volk is, hulle onreg en hulle boosheid wat hulle bedink, onreg, geweld wat hulle pleeg, en die gemors breek die Here deur. Ons lees, vyand is nie om hulle, om hierdie stad. Toe die engel van die Here uitgetrek in die laar en in die laar van die Assiriërs 185.000 verslaan. Toe die engel van die Here, volk het niks gedoen. Hulle is in hierdie stad vasgevang. Die engel van die Here trek uit in die laar van die Assiriërs en verslaan 185.000. En toe hulle die môre vroeg klaar maak, was dit almal dooiende liggaam. In vers 13 van Micha 2, broer en suster, die deurbreker sal optrek voor hulle uit. Ongeveer 150 jaar later, is nou plus minus, is hier die oudste Jerusalem, wat hier wonderbaarlik deur die Here beskerm is toe wel ingeneem deur die Babyloniërs. Hulle staan toe wel op en hulle gaan toe wel weg, ballingskap. Dan besef ons, daar is groter vervulling wat die profete na toe gewys het. Die eintlike vervulling, die hoogtepunt vervulling van hierdie profesie van Micha 2 vers 12 en 13. Die eintlike versameling en die vergadering van hulle uit Jakob uit, dit gebeur met Christus, broer en suster. Dit dreig eers werklik van mense, vers 12 se einde, en dit sal dreig van mense, Micha 2 vers 12, dit dreig eintlik eers werklik van mense, toe Christus, na sy oorwinning, nadat hy die verwoesting oorwin het en opgestaan het, opgevaar het, stort hy sy gees uit, sy heilige gees, en mense van alle volke en tale en nasies hoor die evangelie en hulle kom tot bekering, kom tot geloof. En gemeentes word gestig reg oor die wêreld. Dreig dit van mense. Van die deurbreker het deurgebreek. En
in hierdie verwoesting van geweld en roof en begeertes, en alles wat ons in die stryd werk om ons eie begeertes te bevredig, en hierdie verwoesting van aardse skatte en rykdom, hoor die deurbreker, geliefde. Hoor wat lees in Hebreërs 2 vers 10. Want dit het hom betaal, met die hoofletter hom, Christus. Want dit het hom betaal ter wille van wie alle dinge is, en deur wie alle dinge is. As hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, baie kinders na die heerlikheid wou bring, versamel, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak. Hy is die bewerker. Christus het deurgebreek en vir ons die saligheid bewerk en lyde. Hebreërs 6 vers 20 noem dat ons Here Jesus Christus deurgebreek het, kan ons sê, deur die voorhangsel heen. Ons sê het hy deurgebreek tot by die Vader se heilige en heerlike troonkamer in te gaan. Hy het deurgebreek na die Vader toe, met die offer van sy eie bloed en sy eie liggaam. Hy het as voorloper vir ons ingegaan. Die woord sê die Here self het vir ons deurgebreek in hierdie onreinheid wat verwoesting bring. Christus is die een wat deurgebreek het in hierdie boosheid en kwaad en in hierdie onreg. So baie in ons aan die gang is. Dis in Christus alleen wat ons kan uitgaan, ook kan bekeer van ons onreg en kwaad. Dis wat die Gees in ons werk. In Christus werk die Heilige Gees dit in ons. Mag ons hierdie heerlike evangelie bedink en oordink en oorpyns elke oggend en elke aand in ons lewens. Die Here self breek deur. Hy versamel. Mag ons bekeer na hom toe. Amen. Ons sing saam Psalm 48. Daarvan die 3de, die 4de vers. Die 3de vers sing ons, die Here Sebaot reis hoog. Die Here Sebaot is die Here van die leerskare. Ander vertalings vertaal dit met die Here die Almagtige. Hy is die Here van al die leerskare op hierdie aarde. Vers 4 sing ons einde, die hand wat nooit die kwaad gedoog. Dit is wat nooit die kwaad verdraaf, toelaat of duld nie. Die Here wat nooit die kwaad verdraaf, toelaat nie. Reis vol geregtigheid hoog. Laat ons sy geregtigheid voldoen, ons sing van Christus hier. Psalm 48, 3 en 4, dan gaan ons saam met dit doen. Van
mag ons as gemeente bid, U heilige naam aanroep. Ons mag as ware die troonsaal ingaan en met U gaan spreek. In Christus. Mag ons hierdie vrymoedigheid hê om in te gaan tot U te bid. Ons nader tot U as gemeente dat U ons sal oppas. U ons sal beskerm, dat U ons sal bewaar. Here, ons wil nie die heilige naam ontheilig nie. Ons wil nie onteer met ons woorde, ons dade en ons denke nie. Ons sukkel om nuwe paadjies te maak vir ons denke. Baie is al so uitgetrap. Ons eie planne wat ons bedink. Ons die baie keer vergeet. As die hand swaar op ons kom druk, dan kom ons terug na U toe. Besef ons daar is 'n Here. Het 'n koninkryk opgerig. So is U goed vir ons, o Here. As U ons nie oorgee aan onsself nie. As U ons terugbring na U toe. As U ons bring, dat ons siel aan U verkleef word, en nie aan die aardse dinge nie. Mag U dit tog meer en meer doen, o Here. Vul ons met die Heilige Gees, o Here. Mag ons nie die Heilige Gees bedroef nie. Mag ons nie die Heilige Gees weerstaan nie. Vul ons met die Gees, dat ons meer en meer Christus mag sien. Ons mag ken uit die evangelies, uit die skrif, uit die hele woord. Dat ons die kruis, die verwoesting, wat hy deurgegaan het, mag ken. Dat ons sal bekeer van ons sondes. Dat ons ook Christus mag ken, as hy wat opgestaan het, en dat ons in hom mag gaan lewe. Skenk ons wat nodig is, sodat ons ons roeping kan uitleef elke dag, wat U op ons gelê het. Groot roeping waartoe U ons geroep het om profete en priesters en konings te wees, hierdie aarde, lig te wees en sout te wees. U het ons as U onderdane geroep, om hierdie skepping van U te bewerk, en te bewaar, en te bewoon, op te pas, te ontgin. Lei ons daarin in ons taak, elke dag, waar ons die Here van mismoedigheid, wanhoop. Het kom so maklik oor ons. Mag die swaar kry nie gemors word in ons lewens nie. Mag U ons so deur ons swaar kry by U bring, waar dit vir ons die heel beste is. Ons bid vir ons kinders, waar hulle nog eksamens skryf, die hulle ook wysel wees daarin, hulle ook hierin wil gee wat nodig is, ook hulle kan rekenskap gee van dit wat hulle geleer het, nou toe in hierdie jaar. Ons bid, ons arbeid, ons mag besef hoe groot ons arbeid wat U vir ons gegee het om te doen. Mag ons in die goeie werke wat U vir ons voorberei, mag ons daarin gaan wandel. Deur U genade. Ons bid vir hulle wat nie hier vandag saam met ons is nie. Vir hulle naby wees, hulle paaie, waar hulle gaan, al ook vir hulle wat nie hier wil wees nie. U tog in hulle harte die begeerte sal wek om U te kom ontmoet, saam met gelowiges hier in die kerk. Gade, beskerm en onderhou die kerk, Here. Hierdie dinge bid ons, Christus, ons verlossing, ons deurbreker se naam. Amen.
Ons sing saam Psalm 102 voordat weggestuur word met die Here se seën. Psalm 102 daarvan sing ons verse 8 en 9. Die gemeenskap van die Heilige Gees sy met die